Goeiemôre almal. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend op hierdie maandagoggend 24 November by so 'n pragtige inisiatief te wees. Voor ons verder gaan, kan ek net by hierdie oomblik vir Pastor Johnny vra om net ons amptelike openingsgebed doen. Johnny. Goeiemôre almal. As 'n baie lieflike oggend vanoggend, hè. Kom ons bid net saam. Vader in die hemel, en U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Here, ons is vanmôre so bly en dankbaar, Here. Baie mense het saam met ons hierdie naweek begin. Hulle is vanoggend mee daar, nie. En nou besef ons, Here, dat dit is net U genade. U het gedink, Here, dat ons vanoggend hier by mekaar moet wees en daarom het U ons hier by mekaar gevoeg, Here. U weet vir wat se doel ons hier is. Want Bybel sê, voordat ons enige iets oor ons monde sit, Here, weet U reeds wat in ons gedagte aangaan, Here. En ons wil kom bid vanmiddag hier, vanmôre, Here, dat U hierdie verrigtinge sal seën, Here. Here, dat U vir ons wysheid sal gee, dat U vir ons insig sal gee, Here, dat U vir ons planne sal gee, Here, om hierdie saak vorentoe te vat, Here. Here, elke spreker wat U gaan optree, wil ek kom vra, Here, dat U hom sal toerus met die nodige wysheid en insig, Here. Laat U naam geheilig word vanmôre. Ons is so bewus, Here. Psalm 127 sê, sonder die Here is alles te vergeefs. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En daarom, Here, wil ons U nommer 1 in hierdie saak maak. Ons wil U Heilige Gees vra, wat gekom het om ons te leer en te lei, dat U nou sal oorneem in hierdie vergadering. Ons bid dit vanmôre in die naam van Jesus met danksegging. Amen. Amen. Dat ek wil net vanmôre almal welkom heet, al die parolies wat onder die Department Corrections is. Ek dink mevrou Klaasen en die bestuurder sal later aansluit en 'n amptelike welkoming aan ons kommunikasiebeampte meneer Jethro Grootboom. Baie welkom dat u vanoggend hier is. Dis die manne van die radio's en die koerante en die TV's en die goed. GCIS. Hier is ook die teenwoordig en ons sektorkommande meneer Bouwers. Baie welkom vanoggend. Dis my regterhand. Hier in die sektor loop ek aan hand aan hand om misdaad bietjie aan te spreek. Hy is 'n baie goeie man. So ek dink die gemeenskap gaan goed nou werk. Spesiale welkom aan ons gaste. Al die pad van daar in die Ooskaap, Weskaap, Johannesburg se wêreld het ons gaste. Ons het die Kaap het gaste. Atman en die twee boetas daar van Vrystaat se wêreld. Ons het vir Coach Freek wat alle bekende manne die tronke is. Freek vermaak van Basrak TV. So ons het die inisiatief geïnisieer om vandag julle by mekaar te bring met toekoms dat ons graag ons manne wil help. Daar was altyd 'n stigma rondom gevangenes. Hulle noem dit die ou apartheidsnaam sê hulle mos bandiete. So as jy die tronk uitkom as gevangene, dan is daar stigma rondom jou. Jy kry nie maklik werk nie. Mense sien jou anders aan in die gemeenskap. Mense verwerp jou. Nou ons wil huisklus so ons hier vanoggend om te breek. Saam met Basrak TV en ook die ander manne, die polisie saam. Almal departement sosiale ontwikkeling, meneer Wayne Petersen was hier buite. Hy is ook welkom. So ons is dankbaar dat ons vanmôre hier kan wees. En dankie Coach dat jy vir ons vanoggend hierdie stap wat ons wil begin om die supporting groep, die ondersteuningsgroep te begin. So ons manne kan help, ons manne op te lei, ons manne voor te berei wat hy sê. Want as jy Teto het, of dis word kenmerk as 'n gevangene, is dit baie moeilik om 'n job te kry deesdae. So ons lei stigma breek. Nogmaals dankie. Ek hoop almal is lekker welkom. En ek gaan onmiddellik vir Coach gee wat vir ons ek dink ons warrant officer Bouwers gaan iets kortlik sê omdat hy die basis van hierdie sektor waar ek kan bly. En ons het baie probleme in die sektor. Warrant officer, jy maak op. Dankie. As vir my vanoggend 'n groot voorreg om vanoggend hier te wees. Flip het my so 'n bietjie omkant gevang. Ek het nou eers gehoor ek moet 'n toespraak maak. Maar baie welkom vir almal wat hier vanoggend is. Soos Flip reeds genoem het, ek en hy werk nou saam in die gemeenskap en dat die
rol van die parolies hier vir ons is vanoggend so belangrik, omdat ons uit die gevangenis uitkom en dan is dit nou altyd die situasie dat baie van ons gevangenes re-offend weer. Baie van julle, omdat hier nie ondersteuning is in die gemeenskap nie, omdat daar nie werk is nie, dat mense altyd neerkyk op julle as julle kom uit die tronk uit, julle het klaar moeilikheid gemaak, as daar nie ondersteuningsgroepe vir julle nie. So ek wil net baas wees vandag en vir almal hier teenwoordig, baie dankie sê vir die inisiatief wat julle geneem het om ons gemeenskap en ons mense en ons parolies te help op die prinsip en om vir julle die nodige leiding en ondersteuning te gee. Net so kort toespraakie rakende waarvoor ons nou vandag hier is. Ons wil net vandag baie dankie sê vir die geleentheid en vir die gemeenskapsstruktuur en veral ons broers en susters wat vandag hier is as deel van hulle parolies. Ons is hier vandag vir een doel om 'n nuwe pad vorentoe te bevestig, 'n pad van verandering, van verantwoordelikheid en van hoop. Die waarde van 'n tweede kans is aan al ons parolies om hier te sit beteken nie net dat die stelsel jou 'n tweede kans gee nie. Dit beteken jy het self besluit om op te staan, om jou lewe te verander en om terug te gee aan jou gemeenskap. Dit is nie 'n teken van swakheid om hulp te aanvaar of om jou verlede te erken nie. Dit is 'n teken van karakter, van moed en van groei. Daar is 'n sêding wat sê, dit maak nie saak waar jy was nie, dit maak saak waarheen jy op pad is. Vandag gaan dit oor die pad vorentoe. So baie van ons wil altyd terugkyk in ons gemeenskap, wys ons altyd terug op wat het jy gedoen, né? Die Bybel sê ons moet vergeet en vergewe en op moet aankyk na die verlede toe, want as ons terugkyk aan die verlede gaan ons as mens nooit groei nie. Jy moet ook vir jouself sê, jy het uitgegaan, altens wel 'n misdaad gepleeg, jy is die buite nou, jy jou reform, jy wil 'n beter mens wees, en nou op terugkyk na wat jy alself gedoen het, jouself te bejammer, staan op vir jouself 'n bietjie en kyk die lewe in die gesig en sê vir jouself, ek kan van myself iets beter maak as wat ek was. Die lewe is oor tweede kanse. Ja. Die Vader sê hy gee van elkeen van ons 'n tweede kans, alhoewel jy hoe gesondig het in die lewe, jy is geregtig op 'n tweede kans as 'n mens hier buite. En jy is nie waardeloos nie. Jy is belangrik vir jou hemelse Vader en jy is belangrik vir jou gemeenskap wat jy hier buite altens waarin jy woon hier buite, né? Net om terug te kom hierna, ja, hervorming, soos ek gesê het, hervorming begin by jou. Die pad van die hervorming is nie altyd maklik nie. Jy word gekonfronteer met versoekings, druk van buite, oordeel van mense en soms selfs die stryd binne in jouself. Maar onthou, elke dag is 'n nuwe kans. Elke klein positiewe stap is 'n oorwinning. Hervorming begin om verantwoordelik op te tree, om jou tyd te bestee, om jou tyd betyds na te kom, om reëls van jou paroolsitting op te neem, om aktief deel te neem aan programme, werk en vaardigheidsontwikkeling, om te wys jy is bereid om verander te leef. Die krag van ondersteuning. Niemand hervorm alleen nie. Daarom bestaan daar families, gemeenskapsorganisasies, buurtwagte, kerke, mentors en programme om jou te ondersteun. Maar ondersteuning beteken nie iemand moet jou lewe namens jou leef nie. Dit beteken daar is mense wat saam met jou wil loop. Soos die mense van Baaswees wat vandag hier is. Hulle wil saam met julle loop, hulle wil saam met julle verandering maak, né? Mense wat bereid is om te help, as jy selfs bereid is om te verander. As jy struikel, praat. As jy voel jy val, terug vra hulp. As jy nie weet hoe om vorentoe te beweeg nie, moenie alleen sit nie. Die rol van die polisie en gemeenskapsbetrokkenheid, dit is belangrik dat julle weet dat ons as die polisie is nie net daar om op te hou, ons is nie net daar om op te hou
Nee, hulle is ook daar om begeleiding, monitoring en ondersteuning te bied. Vir die veiligheid van die gemeenskap en vir jou sukses as parolie. Die polisie en die gemeenskapspolisieering forum se rol is om jou paroolvoorwaardes te help handhaaf, 'n veilige omgewing te skep waarin jy kan hervorm, jou te lei en aan te moedig om op die regte tyd en op die regte plek te bly. Probleme vroeg raak te sien sodat dit opgelos kan word voor dit weer misdaad word. Samewerking tussen die gemeenskap, familie en programme te koördineer. Dit is nie ons teen julle nie. Dit is ons saam vir 'n veilige gemeenskap en 'n beter toekoms vir elke individu. Die keuses bou toekoms. Aan die einde van die dag maak jy die finale besluit. Jy het vandag 'n besluit geneem om hier te wees of om hier te wees. Jy besluit om hier te wees omdat jy verandering wil maak, omdat jy vir jouself gesê het jy wil jouself hervorm, né? Kies vrede, kies selfontwikkeling, kies beter lewe vir jou kinders en vir jou familie. Kies om iets te wees waarop jou gemeenskap trots kan wees. Parool beteken nie jy is vasgevang nie. Parool beteken jy is besig om op te staan. Ek wil afsluit met hierdie woorde: jou verlede verduidelik wie jy is, maar dit bepaal nie wie jy gaan word nie. Die polisie, die gemeenskap en jou ondersteuningsnetwerk is gereed om saam met jou te werk, maar die eerste stap begin by jouself. Baie dankie julle, dankie dat julle vandag gekom het om te luister en om die persone van Braswee se kans te gee om 'n impak te maak op julle as parolies en om julle as tweede kans in die lewe te gee. Baie dankie meneer Saru vir die platform waarop ek vandag kom praat met die mense hier. Ek waardeer dit. Baie dankie. Die man wat ek mee 'n pad stap en lekker probeer positiewe goed in ons sektor te bewerkstellig. Die mense sê maar altyd die polisie is jou vyand. Die polisie is jou vyand. Polisie is jou vriend. Ons wil net help. Ons gaan met die geleentheid ook meneer Jethro Grootboom so kortliks geleentheid gee om ietsie kort te sê van die departement Government and Communication af. Meneer Grootboom, jy is welkom. Goeiemôre almal. My naam is Jethro Grootboom. Ek is werksaam by die Oudtshoorn Toesong-sentrum oor Karipad en ek werk vir regering kommunikasie. Wat ons doen in regering kommunikasie is om regering inligting uit te gee op 'n gereelde basis om seker te maak die mense wat in Suid-Afrika woon weet wat is die regering se planne en hoe hulle betrokke kan raak aan regering se planne wat hulle kan help om hulle lewens te verbeter. Een van die belangrikste dinge nou op die oomblik ons weet is ons het in 16 dae van aktivisme teen vroue en kindergeweld en Vrydag die 21ste November het die regering amptelik gesinsgeweld, gender-based violence gedeklereer as 'n disaster omdat daar gesien is volgens statistieke dat daar elke dag 15 vroumense sterf as gevolg van gesinsgeweld waar hulle vermoor word. Ja. So dit is 'n nasionale disaster. Want julle weet met COVID was daar 'n nasionale disaster, maar ons almal in die huis moes gebly het en niemand moes uitgekom het nie. So die word ook 'n nasionale disaster declare. So dit word 'n nasionale disaster declare waar almal, ons praat van munisipaliteite, die polisie, die departement van gesondheid, maatskaplike ontwikkeling, die criminal justice system, correctional service, die howe, almal moet uitgaan met al hulle resources om te sorg dat hierdie disaster aan die kiem gesmoor word. So wanneer 'n vrou of 'n kind iemand hulle te nakom deur gesinsgeweld en mense met gestremdhede, sal al daai magte op jou op is. Onmiddellik, jy sal toegesluit word. Jy sal ten minste vir 7 dae in die tronk wees. En as jy by dieselfde huis bly as die slagoffer, sal jy nie toegelaat word om uit te kom nie. As dit ernstige gevalle is van beserings vir die slagoffer, sal jy totaal nie kan uitkom nie.
En veral as dit ryp is of moord, sal jy nie kan uitkom nie. So dit is die streng waarskuwing wat die regering gee vir julle. As julle net dink daaraan om miskien 'n vrouens se klap of enige iets te doen, sal almal, ewen jou law enforcement, almal sal optree na jou huis toe. Dan onmiddellik sou hy gearresteer word. Ons gaan nie wag 'n dag of 'n minuut nie. As 'n vrouens sou nou kom polisiestasie toe, dan moet almal wat almal is met correctional service moet jy sommer self kom haal. Doe tronk te vat. So dis 'n vriendelike maar nog ernstige waarskuwing. Maar ook nuus vir parolies. Ons weet soos Flip se roo gesê het, daar is probleme dat julle uitkom en dat julle klap op julle naam het en dan kan julle nie werk nie. Ons het natuurlik regeringsorganisasies soos jou Small Enterprise Finance Development Agency. Hulle is ook in Oudtshoorn daar by die voortrekker gebou op die onderste vloer. Hulle noem dit SEDA of SEFDA. Jy kan saam met hulle gaan gesels. Hulle vra nie of jy 'n kriminele rekord het of nie. Ons sê altyd in die regering die beste drywer van die Suid-Afrikaanse ekonomie is klein besighede. Klein besighede, ons kan sien met my vriend toe hulle kom met hulle langs hulle skoene geloop, hulle ry nou vol bakkies. Hulle het groot warehouses. Hulle het klein begin, hulle het speels verkoop en kom beurse door en kyk waar is hulle nou. So klein begin. En as jy met SEDA by hulle gaan aanklop, kan jy mos jou huiswinkeltjie oopmaak, daar by jou huis waar jy bly. So hulle kan vir jou deur 'n proses vat waar jy tot op 250.000 se goedere kry om jou huiswinkeltjie te begin. Daar is pockets of good news stories wat gebeur in Oudtshoorn wat ek julle kan wys, waar mense aanspoor het wat hulle huiswinkeltjies het, wat hulle eie vrugte het, vrugte en groentestalletjies, waar hulle eie bakeries het, waar hulle eie klere maak besig het, of die vroumense hulle naels en hare besigheid waar die materiaal van hulle aangekoop is en waar hulle begin te geld maak het. So lang van jou af, ons sê altyd, staan op en doen dit self, moenie praat nie, gaan praat met SEDA, dink aan 'n besigheid idee wat jy wil begin en jy hoef nie van jou huis af te beweeg nie. Ek bedoel as jy 'n vrugtestalletjie het of 'n klein boetserie, cheese en jamba, by vleis verkoop en so aan, en sommer braai ook, of 'n huiswinkeltjie, dan is jy by die huis. So jy kan net elke keer as iemand kom, dan kan jy natuurlik vir hom help daar so by die huis. Jy kan nog steeds miskien op jou movies, op jou TV, op jou wifi, en dan kan jy na die winkeltjie sit so jy nergens te gaan nie. So daar is al die opportunities wat daar is vir mense wat miskien nou 'n klad op hulle naam het in terme van kriminele rekords, om hulle eie besighede te begin. So gaan praat met die ouens daar by jou onderste vloer by Voortrekker Road en dit moet nie once of them wees, jy moet amper soos elke dag, jy maar mekaar. Want ek ken nou ook jy bly daar in die Elsrivier tussen Duiseldorp en Terus. Hy het gehyk elke dag Oudtshoorn toe om met die mense lastig te val om te sê ek soek die ding. Hy ook het alles goed gekry. Hy is winkeltjie alles, hy tot 'n vis gekry vir sy braaipakke, hy tot 'n chipvrye gekry waar hy vis en chips maak. Hy twak sigarette, rys, meel, suiker, alles wat jy na die winkel nodig het, hulle vir gekoop, rakkies ingesit. So hy hardloop en daar is maar 100 daar by plaas waar hy goed verkoop. En hy het gesien daar's nog baie doringhout. Hy nog besig self met SEDA om vir hom saad te kry, maar hy het eintlik sê op sy eie hout gemaak, so hy wil nou hout op groot maak wat hy aan ander winkels ook kan verskaf. So dat jy net persistent wees. Baie dankie. Pragtig Mr. Grootboom, dis nou mondvol gesê. En dis waar wat hy sê, daar is hulp, daar's hulp. Jy het nie nodig om op die hoek te sit, om tik te verkoop en drank te verkoop. Die regering het maniere om jou te help. Jy moet net by die regte deure aanklop. En die geleentheid vandag hier saam met Baasraad TV het ons reeds geskep om vir jou te help, sodat ons ondersteuningsgroep op die been kan bring en te kyk hoe kan ons julle help om by die regte deure aan te klop. Ons ken die mense, ons weet die mense, ons loop saam met die mense elke dag en dis hoe ek julle ingebring het. Vir die polisie, vir GCIS, vir die Department Sosiale Ontwikkeling, vir corrections, sodat ons almal saam 'n ketting kan vorm en 'n pad stap. Ek gaan nie baie verder praat nie, ek dink ek is klaar, coach gaan nou verder vat. Ek weet of coach iets vir my te sê vir hy nie, so ek luister wat coach sê. Iets van coach se kant af. Ja, baie dankie meneer Seru, goeiemôre almal. Baie dankie dat julle die moeite gedoen het om te kom en te kom hoor en te kom luister. Maar jy weet die woord sê, die Here Jesus het 'n paar keer gesê, as jy ore het hoor, luister. Jou gehoorsaamheid is waar jou oorwinning lê.
So jy moet luister na wat vir jou vandag gesê word. En dan moet jy besluit neem. Ek wens ek kan in jou stoel sit. En daai keuse weer moet maak. Philip? Ja, definitief. Ek wens, ek wil graag vir Atman vorentoe roep, asseblief, dankie Philip. Kom ons gee hom 'n hande klap. Ek het 'n mooi uitgewerkte speech ook hierso, nogals in Engels, maar toe het Flip my gou vasgetrap. Is almal oké met Afrikaans, né? Nee? So ek het 'n mooi toespraak hier in Engels wat jou nou so nogal so beïndruk het om te dink dat coach so goed kan Engels praat. En dit is ek dink ons het klaar gehoor wat is die uitdagings. Wat sê die statistieke? Hoeveel gaan regtig weer terug tronk toe? En ons kan dit ook nou hier kom aanhaal, maar dis nie nodig nie. Dit praat vir itself. Jy weet die disippels kom by die Here Jesus en hulle sê die mense is honger, stuur hulle huis toe. En hy sê vir hulle, gee julle vir iets om te eet. En hulle kyk na die getalle en sê, joh, hulle is interrupt om toe hy preek en sê, ek dink jy het nou lank genoeg gepreek, die mense is honger, stuur hulle huis tot hulle kan gaan eet. En dan moet jy hoor, gee julle vir iets om te eet. Dit wat hierdie sentrum se naam is, gee hulle iets om te eet. Maar ek dink ons het ook al by 'n plek gekom en gesien, om net kos te gee, help nie. Daar's 'n gesegde wat sê, gee jy vir 'n man 'n vis, dan voed jy hom vir 'n dag. As jy hom leer visvang, dan voed jy hom vir 'n leeftyd. OK, so jy moet ook by 'n plek in jou lewe kom wat jy wil leer en saam met die mense wil werk wat met jou wil werk en saam met die mense pad wil stap wat met jou pad wil stap. Moenie verwag hulle moet dit vir jou doen nie. Moenie verwag hulle moet vir hulle wil jou net support. Hulle wil net langs jou stap en sê kom ons pad die pad vorentoe saam. Iemand teen wie jy accountable kan wees. Iemand met wie jy jou hart kan deel en weet jou naam is veilig. Gaan nie nou weer vir die hele gemeenskap vertel nie. Maar iemand wat ook reguit met jou gaan praat. En vir jou gaan sê, kom aan. Dis tyd dat jy 'n man word. Dis tyd dat jy 'n vrou word. Dis tyd dat jy opstaan en verantwoordelik raak. Hou op optree en redeneer soos 'n kind. Jy moet groot word. En wanneer word ons groot? Die dag as ons verantwoordelikheid kan vat. Die dag as ons kan jammer sê. Die dag as ons nie meer blameer nie. Maar sê, ek is verantwoordelik hiervoor en ek moet dit regmaak. En God se genade is so groot dat hy jou mes sal vat as hy sien jou hart is opreg. Maar die woord sê, hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig. So ons kan nou lankie met julle besig wees en die statistieke en die uitdagings bespreek. Maar soos ons organisasie se naam sê, Baasraak, is 'n nuwensgewende maatskappy. En die betekenis van Baasraak is om iets te oorkom waarvan jy die slaaf was. Vir jare was ek die slaaf van drank. Ek kon nie vir dit nee sê, dit het oor my geheers. En vir jare was ek die slaaf van dwelms. Was ook op 'n stadium 'n trotse polisieman. Dit was my werk om misdadigers te jag soos jy 'n bok gaan jag en hulle uit die gemeenskap te verwyder. En na 1994 se verkiesing is ek uit die polisie uit en toe sluit ek aan by die mense wat ek toegesluit het. 'n man wou my een keer wat ons gearresteer het, toe ek in die polisie is, wou my omkoop in diamante, net om, en daai jare het ek dink ek maar net so oor R1000 salaris gekry as 'n konstabel in Johannesburg. En hy sê, hy sal vir my diamante gee van oor R100,000 se waarde. As ek hom net laat gaan en die dokket laat wegraak. En is net ek en hy in my kantoor, Atman. Daar by die ou John Foster plein.
polisiestasie in Johannesburg. Niemand anders nie. En ek sê vir hom is reg. Hy moet skiet. En toe hy wil, toe klaar kom aan vir omkopery. R1000 teen R100,000, ouens. Maar ek was trots op haar uniform. Ek het 'n eed voor God gemaak. Ja, gechocho het ek gechocho. Brandewyn het ek gevat as ek die brandewyn gehad het. Maar daar was iets wat ek in my gehad het. Ek het gesê ek sal die mense van hierdie land beskerm en ek sal hulle dien. En toe gaan ek uit die polisie uit en ek raak betrokke in die onderwêreld, in die wêreld van georganiseerde misdaad. Ek wil nie hier kom en op kamera veral sê hoeveel geld ek regtig uit misdaad gemaak het nie. Want dit was te veel, ek weet nie, ek sal nie kan sê nie. Maar kan een ding vir jou sê, ons het nie chappies gesteel. Ons was so skelm, ons sou die suiker uit jou koffie uitgesteel. En ek het in die polisie baie geleer. Want toe ek 'n polisieman was, veral as jy erg groot misdadigers moet jag, moet jy weet, jy moet informante hê, jy moet die hele tyd informasie hê, jy moet 'n tree voor hulle wees, jy moet soos hulle begin dink. En toe ek nou misdadiger word, toe weet ek mos nou dink die polisie. Maar ek moet vandag vir julle sê, van al twee kante van die gereg, van aan die kant staan van die deur en sê, Woela, Mapoisa, maak oop, dis die polisie. 'n paar jaar later, selfde klop aan my deur, en daar's 'n kilogram heroïne in die kas. Binne in my huis, my ma's daar, my seun is daar, my suster en haar kinders is daar. En ek weet, ek kan dit nie in die toilet gaan afspoel nie. Hulle gaan my doodmaak. Wat het gebeur van iemand wat aan daai kant van die deur was as 'n geregsdienaar, wat 'n krimineel word aan die kant? Keuses. As my so mooi vers in die Bybel waar hy sê, en so mooi in Engels, hy sê, bad company corrupts all good manners. En ek raak betrokke in daai wêreld van misdaad. Bring my by 'n plek waar drank so oor my heers, dwelm so oor my heers, die begeerte na geld, want daar's niks fout met geld nie. Is die liefde vir geld, wat die wortel is van alle onheil. En my liefde vir geld, en geld te jaag maak, dat ek alles sal doen om dit in die hande te kry. Soos ek sê, jy sal selfs by jou ouers steel. En in daai tydperk raak ek verslaaf aan dwelms. En iemand wat sê, ek het nie chappies gesteel nie, iemand wat gedink het, 'n ou wat 'n karradio steel en verkoop, of gesteelde goedere koop, daai is nie kwaai nie. Raak daarby betrokke, want ek moet net 'n plan maak om my volgende fix in die hande te kry. Is julle met my? Net om my volgende gram kokain te kan koop, wat daai tyd R250 gekos het. En ek was bereid om enigiets aan enige iemand te doen, net om daai verslawing te voed. Daai ding was my baas, ek was sy slaaf. Hy het oor my geheers. En toe kom God en hy bewys genade aan my, toe ek eendag uitroep na hom en sê, Here help. En hy kom ruk my soos brandhout uit die vuur uit. Hierdie hele naweek waar ons in die tronke by skool, waar ons was en in die gemeenskappe, waar ons die voorreg gehad het om die evangelie te verkondig, was ons boodskap uit Psalm 40. Ons het die Here lank verwag. Hy het ons hulp geroep gehoor toe ons in daai vernietigende put was. En hy het ons opgetel. Uitgehaal. Ons voete op die rots gesit. Ons gange vasgemaak. En nou sjou hy met ons af. Deur wat hy vir ons doen en deur ons doen. Deur vir die wêreld te wys, hy's God. Ja, deur die Here se genade was ek nooit tronk toe nie. Daar was baie groot ondersoeke teen my. Ek het eendag vir die Here gevra, hoe naby in die tronk was ek? Toe sê hy, jongens, hy nie soos Moses gehardloop het nie. Was hy daar. En hulle wou my toesluit, Atman.
vir die res van my lewe my kos met 'n ketting inskiet. Maar die Here was vir my oor die afgelope 24 jaar so goed. As die Here wil, volgende jaar Oktober, sal ek bevoorreg wees om 25 jaar betrokke te wees. Hulle noem my al Freek Tronk. Hy is Freek van die tronke. So as die Here wil, volgende jaar Oktober, sal ek 25 jaar in die tronke bedien. In die tronke arbei, my sendingveld wat God vir my gegee het. En dis nie wat ek in die tronke doen nie, is wat God deur my doen. En in al hierdie jare, so as die Here wil, Johnny, volgende jaar Oktober, dan is ek 'n lifer. Dan het ek 'n 25 gestoot. Maar ek gaan nou, toe ek 'n polisieman was, wil ek almal in die tronk smyt. Toe ek 'n gangster was en 'n misdadiger was, toe wil ek in die tronk bly. Nou sukkel hulle om my die tronk uit te hou. Ja, ek wil nie daar bly nie. Maar ek wil mense help om anders daar uit te kom. 'n Nuwe mens, om te sê, wat God vir my gedoen het, kan en wil hy vir jou doen. En dit is my altyd so wonderlik, dat God iemand sy hart so kan verander, ek wat so groot rasis was. Is vandag so lief, hierdie is my brother, man. As hy by my huis slaap hy in my kind se bed, man. Ek was nou die dag en ek terug in die CCMA betrokke, en die man wat my daartoe vat, wat met 'n klomp leuns, sê vir hulle, ek is 'n rasis. Ja, ek dink, ek moet vir Philip bel, ek moet vir Johnny bel, ek moet vir Atman bel, ek moet my huismoed op Joyce bel en vir haar vra, want na die tyd toe ek vir haar sê en vir hom sê, toe lag hulle. Hulle koppies nie onder die zinkie. Die Here het 'n mens se hart verander. En God kan dit doen. Ja, en God het my geroep om in die tronke te werk vir hom. Maar ek sien oor die jare, nou weer daar by Prins Albert, manne wat kragtig getuig het, 'n paar jaar terug op TV, toe ons dienste in die tronke opgeneem het, manne wat daar met die mic gestaan het en van die manne gepreek het, is terug. Hulle is weer terug in die tronk. En ek wil sê, ai man, wat is fout, wat het verkeerd gegaan? Maar ek weet, ek stap nie in daai man se skoene nie, ek kan hom nie oordeel nie. So jy moet weet, hierdie hele ondersteunersgroep, supportgroep wat ons wil begin, hierdie is nie 'n groep waar ons wil judge nie. Is net God se genade, dat ek nie daar sit nie. Is ek reg, Atman? Net so coach, kan so ten volle daarmee saamstem. As dit nie vir die Here was, jy weet ek nie, waar sou ons opgeëindig het nie. Nou kan jy sê, jy's coach, maar jy was nog nie in die tronkie. Na amper, of oor die 24 jaar in die tronke bedien, het ek so bietjie kennis. En wie julle as altyd, so ek sê die meerderheid sien ek gaan terug. Maar daar's tog wat uitstap en nooit weer terugstap. Daarom wil ek 'n bietjie met Atman praat, want hy was daar. Baie keer in en uit. In en uit. Hoeveel keer dink jy in totaal was jy so in en hou met daar dan jou mond? Hoeveel kere dink jy was jy so in en uit die tronk soos popcorn? Coach, die vraag laat my nou dink aan 'n paar jaar terug. Het is 'n vraelys wat ons moes invul. Ek kan nie meer onthou waar dit was nie. Maar een van die vrae was nou, in hoeveel huise het jy al gebly? Toe moet my antwoord man nou baie snaaks deurkom, want ek weet ek het by my ouma en oupa gebly, en toe het ons Stellenbosch toe getrek, ons het daar gebly, en toe trek ons Eerste Rivier toe waar ons nou bly. Maar waar het ek toe nog gebly? En toe moes ek omtrent 15 tronke tel, want ek het toe daar ook gebly. Ja. 15 tronke. Is julle wakker? Kom ons gee net kan, leiding opkry. Ok,
Okay, so 15 tronke in en uit. As ek vandag gaan vra, hoeveel van julle was voor die uitgegaan het op parol? Ek wil nie weet hoeveelste keer is dit dat jy uit is nie. Dis nie waaroor dit vir my nou gaan. Hoeveel van julle het binne in die tronk een of ander tyd saam iemand gebid en jou lewe vir die Here gegee? Steek gou vir my op. Ja. Wonderlik, as julle verseker by die regte plek volg. Weet julle hoeveel doen dit in die tronk? Want dit is vir hulle easy ride in die tronk. Hulle word soos by party tronke het hulle tot 'n brother-sel. Maar hulle smokkel net so hard in die brother-sel. Hulle het ook onwettige selfone daar. Maar daar het 'n dag aangebreek. Dit was seker jou 14e. Hoeveel is dit? Jy's voor Polsmoor, toe jy by Polsmoor. As jy vanaf Buffelsjagse. Ja, van Polsmoor af het ek nog 'n toertjie gevat. Want toe ontdek hulle daar by Polsmoor almal wat die weekie of wat die skool gaan, nie moet ook weer eers pak. Toe se ek vanaf Brandvlei toe en die hele stroom toe en toe kom ek Buffelsjagse. 2009 was my heel laaste tronk. So as jy kyk, ons is in 2025, 2009 was my laaste tronk. Was die tronk waar hy uitgestap het by Buffelsjag en gesê, ek los die oranje pakkie nou hier. Ek gaan nie weer vir hom terugkom nie. Hy moes 'n man van Oudtshoorn, 'n medegevangene, het vir hom 'n pak gegee om uit te stap, hy het niks gehad nie. At man voor ons daarvan afgaan, want dis eintlik waarop ons wil fokus is na die tronk, na die Here Jesus in jou lewe gestap het. Ek wil net hê jy moet gou vir hulle vertel. Laas so 3 weke terug of wat. Ek het vir 'n paar maande hierdie geweldige begeerte in my hart gehad om by Ladysmith gevangenis uit te kom. En ja, seker so 3-4 weke terug voorsien die Here vir ons het brandstof, diesel om deur te ry. Nee. Philip se roe was saam en 'n ander boeta vir my daar uit Mosselbaai. En ons 3 manne, ek en hy's vroeg uit Mosselbaai, het vir Philip hier opgetel. Ons is deur Ladysmith toe. En ek het die woord bedien. En ek het hulle vertel hoe God my in 2007, toe ek nog in Pretoria gewoon het, Polsmoor toe laat gaan het. Alles voorsien het. Selfs my 'n nuwe Fortuner gegee om te gaan. En ek het vir 2 weke in Polsmoor bedien. En die heel laaste dag gee een man sy hart vir die Here in Afghanistan, die seksie. 'n medium weer daar by Polsmoor. En ons is terug Pretoria toe, het ons 'n wonderlike geleentheid, maar ek het vir almal gesê, ons is daar vir een siel. So daar het ek geleer die moeite wat God sal doen, om een siel te red, en gesond te maak. En daai een van die bewaarders bel my 3 dae na ek terug is in Pretoria, na daai 2 weke. Hy hou so, hy kan nie met my praat nie. Hy sê vir my, Pastor, daai man wat daai laaste dag sy hart vir Jesus gegee het, weet Pastor wat sou daai aand met hom gebeur het? Coach, hulle het beplan om hom daai aand dood te steek in die selle. En God werk maande met my, berei my voor en maak seker ek kom op die regte dag uit Pretoria uit. Hoekom het hy nie iemand uit die vlakte uitgestuur nie? Op die regte dag en die generaal gaan na hom toe sê ek haal jou onder die glas uit. Jy het guts gehad vandag. En hy word nie meer doodgemaak. Ek weet nie waar is hy man nie. Ek hoop en vertrou. Hy het daai tweede kans gevat. Want hy is op witbene gewees daar. En ons kom by Ladysmith en ek deel dit met die mense, die manne daar. Gefonnis is, die waiting task is toegesluit hier, links van my. En toe ons klaar is, ons oppak, sit ek en ek bid en ek sê, Vader, wie is daai een? Van 16 manne het uitgekom van die gefonnistes. En hulle harte vir die Here gegee. Maar kon nie sien wat gebeur hier agter die traliehekke nie. Hulle is toegesluit. Maar hulle kon die klank hoor en alles. En
Philip bring 'n man na my toe. Op waiting trial. Hy man huil so. En toe hy langs my staan, toe is die Here se teenwoordigheid op daar. En ek weet in my hart, ons is hier vir die man gekom. Vir hierdie man het ons gekom. En hy deel iets met my Atman. Maande werk die Here weer met my. Op die regte tyd om daar te wees. Die regte dag. Hy sê vir my, hy het beplan om homself daai aand dood te maak. Hy wou selfmoord pleeg. En ek sê, hoekom? Hy sê, want ek gaan donderdag huis toe. En ek is bang. Ek is bang. Ek is hier. Ek het my meisie aangerang. Ek is bang ek gaan dit weer doen. Ek is bang ek my kinders sien wat ek aan hulle ma gedoen het. Hy vrees dit om vrygelaat te word, want hy is nog steeds 'n gevangene van sy verlede. Het hou hom gijslaar. Nie gefonnis nie, hy is vrygelaat. Miskien sy teruggetrek. Nou het ons gehoor, hulle gaan nie meer terug kan trek nie. Dit is nou nag. En dis hoekom hierdie ondersteunersgroep, manne soos hierdie gaan inkom, om jou te help om te werk met jou anger en jou angerbaas te raak. Want die tronke sit vol met mense wat dit verloor het. Dalk onder die invloed van drank, aggressie misdade, en die misdade word in 'n verhoudingsverband gepleeg. Mense wat mekaar ken. Atman, jy ontmoet die Here in Polsmoor, ons gaan nou nie daar vandag oor praat nie, daar's baie op YouTube om na dit te kyk. Jy gaan dit nog met hulle deel, jou verlede, hoe kan jy by daai plek uit. Maar ek wil hê, toe Atman het daai, hoor, jy gaan môre vrygelaat word, jy het 'n datum gekry, en jy stap daar uit. Was jy bang? Ek sal sê definitief coach en liewe luisteraars, julle wat nou vandag hier is. Gister daar in die tronk was dit net vir my asof ek wil net so 'n bietjie na die oudjie se kaarte kyk man in Mosselbaai gevangenis. En elkeen wie se kaart ek gevra het om te kyk wat daarop staan, het ek gesien nommer 1 paroolbreek en dan die klagtes daarna. Ja. En ek besef en ek praat met hulle gister daaroor. 2008, julle het nog die mooi storie gehoor van 2009 toe ek uitgekom het. Maar 2008 het ek ook uit die tronk uitgekom. Ook gedink ek het verander. Ook gevoel, nee, ek is nou alright. 2 maande. Toe moet ek alweer deur die venstertjie loer daar by Polsmoor gevangenis. Dit was 2008. So julle kan verstaan dat ek vreesbevange geraak het toe ek by die paroolboot kom, waarvoor ek gebid het en gevas het en die Here vertrou het. Here, ek wil huis toe gaan. En hy vrou my dok het ombly en hulle mekaar kyk en sê, die man moet huis toe gaan so gou soos môre. Anders is ons in diep moeilikheid. Toe sy sê môre, toe raak die man bang. Van ek het verander, maar môre, buitekant, is mos dieselfde. Op die oomblik het ek eers klere nie, my klere het te klein geraak. Iemand anders, hier uit Oudtshoorn uit, bless my met 'n splinte nuwe tracksuit, underwear, van kop tot tone. En so is ek uit. Maar wat die verskil gemaak het, man, is en vroue wat my luister vandag is. Ek het uitgegaan met Jesus die keer. Die vorige keer het ek gegaan en gedink, kykie, nee, ek sal die goed kan baas raak, man. Ek sal kan staan en nie weer nog vat aan die goed nie. Maar soos ek sê, nie goeie is 2 maande nie. Gaan ek alweer. En wat bring ons by die punt dat manne en vroue soos julle wat nou op 'n rol is, nog steeds hy vrees het? Is dit so? Jy voel nog steeds in hy hok. Dit wat vir jou supposed to be is om dissipline te handhaaf,
laat vir jou voel, joh, ek is amper nog so selde in die tronk. Ek was anders te opgepas. Die polisie het my opgepas en die korrektiewe beampte. Maar wie julle die tweede keer? Toe gryp ek hierdie hulp aan. Want because jy raak mos loskop man. As jy so hier op jou dingetjies is, dis nou voor jy tronk toe gegaan het, is daar nie meer 'n uur en 'n tyd in jou lewe nie. As jy wil wanneer klok loop, putter loop jy mos. Mami kan nie meer sê nie, daddy kan nie meer sê nie. Jy wil daai tyd 'n ding gaan doen. Was jy? Is jy opstaan? Nee, jy is te hastig. Die ouens het WhatsApp, ons is daar boop die corner. Dan moet jy al weet, wis. Jy moet op die hoek wis. Uit, routine uit is jy. Dis hoekom moet eers weer tyd vat in die tronk. Jy moet nou eers weer in lyn gebring word. Hoor jy so, hey, jy ruik nie lekker nie. En julle manne weet mos, daar binnekant. As daar net 'n voeterytjie of 'n ding is, dan gaan hy voeterytjie nou binne 'n paar minute gekry raak. En as die laaste keer wat jy gaan ryk mos, jy gaan nie weer lieg ek manne. Jy moet weer in orde kom. Nou die paroolsystem waarteen ek ook gekant was, het ek nooit geweet, dit is eintlik die beste ding wat met my lewe kon gebeur het. Ek raak bevriend met die girlie wat vir my met die polisiewen kom moet opcheck. En hallo met op. Sy is vandag die domestic violence beampte daar by die polisiestasie. Sy roep vandag vir my in, vir advice. Ja. Want ek het ook geleer. Ek het nie net gaan sit nie. Ek het kwalifikasies nou om sulke sake te hanteer. Ek moes die law gaan study en allerlei goedes. Want die Here was vir my genadig. Maar waar het dit begin? By die dissipline. By die dissipline. Ek hoor nou die pragtige goed wat die beampte sê, wat julle vandag bevoorreg is. Toe ek uitkom, was die sulke goed nie. Was die sulke goed nie, maar ek moes dit self apply, coach. Want weet julle, een dag, nee. Een dag in die tronk gee iemand my 'n naald en ek kon nie verstaan, wat wil die antie hê met ek met 'n naald maak? En ek lê met die naald daar. Speel met die naald die aand. Want my eerste vraag is nou, ek het 'n naald, waar ek gare kry? Weet jy, wat wil ek maak, maar vir 'n naald maak jy mos garing, man. Ek voel so, ek sien, hey, my lang sleeve, ek tooi my garing eerst uit, op die metjie stokkie, rolle, right, nou het ek garing. Jy kom ons met 'n kwai suit as jy in die tronk kom, hy ding is mos oversized en whatever, so dit was onmiddellik 'n business geleentheid. Ek gaan vir jou uitsoort. Ek maak jou suit reg, ek kan vir jou 'n keppie maak, ek kan beddegoed maak, ek kan kussings maak. Mense weet julle wat dit hy vir my beteken in die tronk? Wie kan ry? Die manne weet. Dit het my vryheid gegee, man. Because ek gaan nie nou weer vir die braakkoekie siep vra nie. Ek gaan ook nie nou weer hierso nog vra, hoor jy, my broer, 'n phonekaart, man, ek wil my mense bel. Nee. Ek raak 'n entrepreneur binne die tronk. Sê. Sien nie? Ons is daar by Moordpolisiestasie. Ken coach Moordpolisiestasie aan Pretoria. Baie goed. Kyk jy, nou plaas hulle my uit daar by die polisiestasie. Maar nou, jy kan nie op 'n sitting saamvat nie, joh. Property, jy het 'n property, kan jy nie saamvat daar nie. En ons is niks, man. Maar die een geluk is, hulle gooi ons maak die speederskantore skoon, ons maak weg aan die tuine in, en alles, hy tipe jobbies is nou oorsinne. Nou 'n speeder lyk mos paf, man. Kyk, jy stel eers al die toppetjies op. Toppos hulle uit. Jy net so 'n sak twak, joh. Hy begin nou sloepies verkoop. Tot ons eerste pakkie eentjies het. Toe die eerste pakkie eentjies het, wek ons om. Het ons 'n groos. En daar begin hulle loopie eentjies. Ons meet 'n lawyer daar so. Hy kom toe eendag daar so en hy vra vir my, wil jy besigheid maak? Ek sê, ek wil net nie smokkel nie, maar wat? Hy sê, nee, is legal.
elke kliënt wat jy vir my kry, wat hier in die polisiestasie kom, wat die lawyer het nie. regsverteenwoordiging het nie, en jy kry hom van my, dan is dit R400 onmiddellik. Hey man, toe maak ek nog geld. Kyk jy, wanneer jy ingekom het, ek is maar die eerste by jou, ek gee kos, ek is alles besig min, het jy prokureer? Ja. Wil jy sommer vanaand uit, die man is 5 minutes away. Hy sal jou borg aansoek nou vanaand, en hy gaan sy huis toe, R400. Imagine julle met hoeveel geld kom ek uit, ek kon nog als 2 dae voor Christmas uit. Toen die mensen zijn bonus alweer op. Toen is ik uitgezocht. Maar wat zeg ik voor jou? Begin daar. Wat je was moest je om mij uit zijn. Want ik kom toe buitenkant. Kan ik nog gaan, coach? Natuurlijk, ja. Toen ik buitenkant kom. Ik was zeker 2 weken buitenkant. Nou, toen ik bij de huis kom, jullie hoor, ik kom net met mijn kleren aan wat ik heb. Mijn slaapkamer is ook geoccupeerd. Een van mijn tannies bly toe daar, ek moet maar nou op die grond slaap hier in die voorkamer. Die huis is stik aan mense. Baie van julle het ook met my teleurstelling ons huis toe gekom. Boeta en sissie, julle is nog op het en die deur, huis is verniel. Die vensters was uit deurknoppe af, toiletbak en goed is gedamaged. Ek dien nou die Here, maar ek moet in die omstandighede lewe. Maar kyk wat het begin het met 'n naald. Een van my vriende wat vir PX gewerk het, hy het sy laat toe laat die dag en hy besluit net nie, man, hy gaan nou sommer 'n vrag pellets daar by my kom aflei. Die hout pellets. Weer dieselfde geval wonder ek maar nou. Wat gaan we pellets maak? Gaat ons maar 4 maak of wat gaat ons maak? Maar ek dink toe, wag, my broertjie maak nou Wendy huise. En ek vra vir hom, kyk jy, bou vir my 'n sampel man van 'n Wendy huis. Maar ek soek, dit moet 'n hondehok wees. En hy bou vir my die frame van die honde. En weet julle wat maak ons met die hondehokke? Die hondehokke wat ons begin verkoop, sit ons die vensters in. Ons begin maak die huis reg. Ons begin betaal die agterstallige waterrekeninge. Want toe ek uit die tronk uitkom, wat gebeur? Obvious is amper so, jy's 'n groot man, maar jou ma moet nog steeds vir jou sorg. Want jy is onder huisarrest, jy het ook nie vryheid om te move en te wat die. So, hier bring ek nou inkomste om herstel in die huis te bring. Because ons moes die lekkers, die skiltes, die waterrekening is klaar, boe, want dit wat nou daan gaan, is moes nou extra wat kan weer vir kos of iets anders te gebruik het. Dit begin by 'n naald, maar toe buite is coach. Toe bring dit 'n verandering. Nie net vir my nie, maar die gemeenskap het gesien. En ek het nie geken van verf en die tipe van werke nie. Maar hulle het nou gesien, joh, kyk hoe mooi het Attie nou hulle huis reggemaak. Het raak Desember, Attie, ek wil hê jy moet, kan jy paint? Ek kan nie eintlik paint nie, maar ek het finance nodig. Ek sê, ja, ek gaan paint. Nou, as jy nie kan paint, ja, paint jy so mooi, Philip. Laat die mense sê, nie net die voorkamer nie. Kan jy nie die kopbuis en die ganghoek vir my verfie. En ek doen die, hier kom kuier die neighbor. Die neighbor sê, wie het hier geverf? Nee, is Attie. Attie, kom gewoon man, ek wil met my man praat. Geef ons 'n prys vir ons hele huis. Binne en buite. Kyk jy, nou gaat dit so. Ek doen vir hulle, ek is nog besig met hulle, Toe sê die neighbor langsaan. Dit gebeur dieselfde jaar, 2009, toe ek uitkom. Toe sê die ander neighbor, Attie, kom gee vir ons ook 'n prys. Daardie jaar toe my dogtertjie die eerste keer na 9 jaar weer vir my kom kuier en ek kan sien, manne en vroue, toe kon ek vir die heel eerste keer vir haar klere koop. Ek kon haar skoolklere koop vir die volgende jaar. En daar is herstel in die woning. Moenie die klein begin miskykie. Julle hoor die geleenthede wat die hoof daar gesê het. Hoekom kan ander mense in ons gemeenskappe kom ryk raak met huiswinkeltjies en goed? Dis so.
Jy ken aan die skills man. Jy het aan drugs verkoop. En as mos dissipline met drugs verkoop. Of course. Jy kan mos nie 'n pak by my kry en dan gaan maak en doen jy so jy wil nie. Jy moet eers myne terugbring. Dan gee ek jou deal. En dan moet jy mos nou begin koop by my. Werk het so. Nee? Jy moet jy aan mekaar net kry by my. Die business begin draai nou 'n regte business model en van nou gaan jy so jy het hy gedoen. Imagine jy kan nie hondehoeke verkoop soos ek. Weet jy vandag het my hondehoeke gegaan. Ek nog besig om die hok te bou. Dan kom die man al verby. My broer, hy is myne. So het dit gegaan. Ek wil julle moet inpraat maar coach. Dat ek te veel gaan nie. Hey, dankie Atman. Toe hy die tronk uit kom, toe slaap hy op die vloer in die huis. Ander mense is in sy kamer gebly. Maar hy daar begin. Hy begin werk in tuine van baie ryk mense. Afgetrede mense aan Stellenbosch. Terwyl hy die onkruid uittrek, sê hy, Here, trek die onkruid uit my hart uit. Terwyl ons praat van tuine. Enige een julle gehelp hier by die begrafplaas om dit skoon te maak. Enige een van julle daar gewerk of nou. Want dit lyk goed. Dit lyk mooi. As jy iemand ken wat daar, ek hoor hulle sê parolies wat daar werk. Hulle kan trots wees op hulle werk, man, hè? Yes, ek het gesien. Het lyk netjies. Hy sê, Here, trek die onkruid uit my hart uit. Die Here die onkruid uit sy hart uit. Hy het vir 10 jaar daar gewerk by baie ryk mense. Weet julle wat vir my so powerful is? Kom ek wel oor op praat. Die ryk mense sal op vakansie gaan, weggaan. Dan gee hulle huissleutels. Met alle respek, ek haat die woord bandiet. Vir 'n ex-bandiet. Gee hulle huissleutels om en sê, kyk asseblief na ons huise. En hy was nie tronk toe, terug tronk toe vir iets wat hy uit die huis uit gevat het. Want die Here het hom vrygemaak. Die Here het hom nuut gemaak en hy het die geleenthede gevat. Wat is die verskil tussen jou en hom? Kyk, as ons nou 'n skelm coach, as ek nou dink, as julle nou my rekord gaan kyk en julle sien allerlei roof, diefstal, allerlei goedes. As ons 'n skelme mens man. Kykie, coach sê nou, hulle gee net die key. Nee! Hulle, kykie, ryk mense se goed wil hulle wegstiek. Hulle bou 'n hek, ha. Daai hek kos hy dink ek oor die 250.000 rand. Net die hek en die system om die skelms buite te hou. Nou die boef het die Here verander. Ja. Ek kom maar by hy hek. Ek het net so gekyk, toe sê ek vir hy voorsitter van hy trustees daar, so toe sê ek, meneer, alle respek, ek gaan in die hek in, as ek vanaand die wil kon steel. Hy man sê, Ati, dit sal nooit ooit kan gebeur he. Ek sê, meneer, ek sê vir jou, laat die mense die hek reg maak, gaat ek hulle wys. Hy wil my nie glo nie. Daai aand gaan hy huis toe, hy sê vir my die volgende dag, hy kon nie slaap met wat ek hom gesê het nie. En hy vat sy kleinste klouba, hy het van die nag, en hy stap tot by die hek, hy druk het in die gleufie, en dan gaat hy hek op. En ek het vir hom gesê, meneer, die hek moet hy sikke, die gleuf, die kleinste gleufie moet hy toebou, want ek sal hier ingaan. Kyk wat doen die Here in my lewe. En hy mense vertrou my so groot. Ek weet nie na hulle huis nie. Ek is in charge oor die security, oor die sekuriteitssystem. Ek gee die kaartjies uit. As iemand by die hek ingaan, dan weet ek. As iemand uitgaan, weet ek. Omdat ek kwaai is. Maar loyaliteit en dissipline in die lewe gaan jou baie ver bring. Vir enige persoon, ek wil vir jou encourage vandag. En begin met die klein dingetjies. My ma kon nie so my sleutel los van die huisie coach. Ek was reckless. Ek was reckless. Vandag het ek van groot kantore en goed. Draai ek sleutels. Ek gaan by die sekuriteitshekke in. Ek steel eens 'n stokkie lekker wat daar lê mee nie. Ek vat die.
Ek gaan slaap in miljonair se huise. Daar. Daar's hulle weg vir 2 weke. Ek eet eers die vrugte wat hulle nie vir my gesê het ek kan vat nie. Weet julle hoekom? Want hulle gaan sê worry oor hy vrugte nie. Maar ek dissiplineer myself vir die groot ding. As ek nie nou na hy goed kan kyk, hoe gaan ek nog kan goed na kyk as die Here vir my lig en die mense begin los nie meer vrugte bakkies, die mense begin sê, "Attie, hoorie, ek wil hê jy moet die besigheid vir my gaan bestuur." En as ek die onkruid daar in die tuin uitgetrek het, sou ek geweet, die vandag as ek in groot vergaderings, vra vir coach, as hy vergadering sit, sê ek, ja Here, soos hy die onkruid uitgetrek het, hy geeste, hier om die tafel, maak skoon Here, bly bidend. En die Here kom teen. Begin by die klein dingetjies. Amen. Die Bybel sê, moenie het klein begin verag nie. Never despise a small beginning. Ons gaan klaar maak. Het is warm hier binne in Oudtshoorn. Hier is een van my heroes. Hy was 'n hero. Hy is een van my mede-coaches. As ek hom my coach noem, ek love het om die underdogs wat almal afskryf, niemand 'n kans wil gee nie. Ek love het om hulle te coach. Want as 'n underdog wen, hy wen en hy become die top dog, dan veroorsaak hy upset. So, ons nooi jou. Ons wil Woensdae begin. Op hierdie stadium dink ons om dit by 2 plekke te doen. Hierso een en by pastoor Johnny Baartman se plek daarso in Rooscourt. In Rooscourt. in Rooscourt. Silvertown. Ja, in Silvertown. Woensdae wil ons begin met My Brother's Keeper supportgroep. Maar 'n hoog geplaaste afgetrede korrektiewe beampte, meneer John Monomati, vanoggend toe ek vir my voorbidders en mense uitstuur en vra hulle moet saam bid vir vanoggend en vir jou, stuur hy vir my terug en hy sê, ek hou van your brother's keeper support group. Hy sê, maar julle moet iets bysit. Die woord Pampile. Pampile. Ken julle hom? Wie weet wat beteken Pampile? Vorentoe. Pampile. Sorry man, ek leer nog die taal. Dit is amper soos Bambalela Jesu, hou vas man. Pampile, sorry. Wat sê hulle van daai se kwai move? Nou, is 'n hooggeplaaste afgetrede korrektiewe beampte wat sê, offisier, wat sê, sit Pampile by. Want is vorentoe, nie terug nie. So ons wil, soos Rassie, met die Springbokke, wil ons net coaches wees in jou lewe. Wil mede-coaches, 'n man met die naam van Menzo Strauss, wat jou wil leer hoe om besigheid te doen. Manne wat inkoop in hierdie visie. Maar moenie dink elke Woensdag as jy hiernatoe kom of dan na Johnny toe kom, jy gaan iets net kom eet nie, want jy gaan nie altyd, daar gaan nie kos wees nie. Ek wil jou leer visvang, ek gaan nie vir jou net vis gee nie. Amen. So die geleentheid is daar vir julle. Al wat ek jou gaan vra is, wie sien ons Woensdag wat kom? Wie gaan daar wees, of sal ons eers sê volgende Woensdag? Wil julle nou Woensdag begin? Of eers volgende Woensdag? Enige tyd. Enige Woensdag. Ek ben net hier met reisie vir OK. Wat se tyd gaan julle pas? As dit so warm is, moet ons vroeg uitslaan. Wat tyd jy breek, ons nog teken op das. Ja, maar Ons sal dit reël. Ons sal weer die teken hier plaas, want dat julle nie nodig om aan toe te gaan. So ons sal reël dat die beamptes hier na toe kom en julle teken sommer hier. Dis deel van julle paroolvoorwaardes. Dat julle hier aanskakel, dan julle nie nodig om kantoor toe te gaan. Ek sê jou, as ek hierdie man nou sê, moet daar bly nog 'n paar dae. Hy sê jou goed leer van tuin maak. My vrou is love it as hy by ons is. Want hierdie man is 'n wat noem hulle daai mense wat die tuine so uitlê? Landscape. Landscaper.
Landscapers waar mense hulle duisende rande betaal het om hulle tuin en na die tyd dan bel hulle vir Atta sê hulle slat uit hier so. Kom maak net weer vir ons dinge reg hierso. Die man sê jou leer om 'n tuin in 'n tuin te werk. Ja. Een van die gevangenes sit daarby by die Whiting Trials, hier by Medium A, Vrydagoggend kom na my toe na die tyd, hy sê ek wil 'n car wash begin. Ek sê kry 'n emmertjie, lappe, water en begin nie binne was. Werk jou op dat jy die beampte se karre kan was. As die mosie daar stop die busie, kan jy kom, jy kan hom was, ek sal iets insit op jou property. Moenie verwag jy moet iets op jou property sit en net sit en niks doen nie. Begin beweeg. Bambile, né? Pamel. Is hy daai? Vorentoe. We're moving forward. Right, we believe in you. We don't want to judge you. We just want to help you to become om baas te raak. Wanneer is jy die baas as jy kan nee sê? Ja. Amen. Baie dankie.